Die Vryheidsfront Plus, wat soos sy RNE-vernoot die DA teen die fiskale raamwerk van die begroting gestem het, se federale dagbestuur sou Dinsdag vergader het om te besluit oor die party se voortgesette deelname aan die RNE. Ja, intussen het die vonke gespat met die ANC en die ander RNE-vennote, soos die Patriotic Alliance en Good, wat die VF Plus en die DA beskuldig van disloyaliteit. Ons praat vanoggend met die leier van die VF Plus weer, Dr. Corneille Mulder. Corneille, goeiemôre, welkom. Goeiemôre Gustaf, goeiemôre Renske en die luisteraars. Ons het Dinsdag met jou gesels, het vir ons gesê die VF Plus se dagbestuur sou nou later daai dag vergader om oor julle voortgesette deelname aan die RNE te besluit. Het julle toe nou vergader? Wat is daar besluit? Ja, inderdaad, kom ek probeer net so verduidelik. Dit was die Vryheidsfront Plus se federale dagbestuur. En dit is basies die topleierskap van die party verteenwoordigend soos hy saamgestel is. Ek weet dat luisteraars vergelyk baie keer met partye in oorterme, as ek dit moet vergelyk, dan sou ek sê dit is dieselfde as die Demokratiese Alliansie se FedEx. So dit is 'n senior liggaam in ons party. Die enigste liggaam wat meer senior is as hierdie liggaam is dan die Federale Raad. So ons het vergader Dinsdag en dit was 'n lang vergadering, 3 ure lank, en ons het in diepte die hele situasie bespreek. En ek wil as uitgangspunt sê, die Vryheidsfront Plus is werklik toegewyd en ernstig oor die situasie in Suid-Afrika. En ons uitgangspunt deurlopend wat ons van tevore reeds bewys het, is dat die partye is 'n betroubare koalisievernoot. Ons is ernstig as ons by koalisies betrokke raak. Maar ons is bereid om te onderhandel en ons skroom nie enige tyd om die ANC te kritiseer indien nodig nie. En ons moet bly kyk na die groter belang. So ons is werklik die hele situasie bekyk van alle kante af. En ons staan op die stadium dat ons die ding van daar af verder sal neem soos wat ons in ons strategie bepaal. Was daar instemmigheid oor die RNE by julle federale dagbestuur? Die doel was nie om 'n finale besluit te neem nie, die doel was om mekaar in te lig, om die ding deur te trap, om te kyk na al die moontlike opsies. En aan die einde van die dag het ons eensstemmigheid. Daar's geen verskil daaroor nie. Ons het verskillende sterk standpunte gehad, maar daar is eensstemmigheid wat ons dink oor die pad vorentoe en ons is verbind daartoe. Die interessante is dat van die ANC se kant af is daar onmiddellik uitgereik. Die ANC het ons genader intussen tyd en wil met die Vryheidsfront Plus onderhandel. Hulle het voorgestel dat die gesprek dan plaasvind môre. Dit is ongelukkig vir ons nie moontlik môre nie, so ons kyk na alternatiewe datum die volgende dag of 2. Nou, wat maak jy van Fikile Mbalula se 2 uur lange nuuskonferensie in die nou dag, wat hy alsdaag gesê het toe hy daar uitgevaar het, loop as jy wil loop? Ek dink nie dit is ooit baie slim om 'n 2 uur lange perskonferensie te hê nie. Ek weet nie of hy dalk kom ek los dit liewers daar. Maar om vir 2 ure daar te gaan staan en in die media te woord te staan is nie wenig die beste strategiese ding nie. Ek dink mense moet eerder kort hou en by die feite hou. Die feit van die saak is, ek dink daar word gespeel na alle kante toe, daar word gespeel ook na eie gehore toe, daar word sekere persepsies geskep. Maar dit lyk vir my die ANC met alle respek het 'n bietjie van 'n dualisme in hom. En wat ek daarmee bedoel is die volgende: aan die een kant kan die ANC nie uit die mold uitkom in terme waarvan hy homself sien as die oorkoepelende groot verantwoordelike party wat in Suid-Afrika en almal se belang moet probeer bymekaar trek nie. Maar die probleem wat tans op die tafel is, ons het 'n ooreengekome regering van nasionale eenheid, 'n breër groter koalisie. En dit is waar die prioriteit moet lê, nie om nou te probeer om ander partye noodwendig te betrek of van vooraf te gaan kyk asof daar nie reeds ooreenkoms is nie. Daar is 'n bestaande ooreenkoms wat doeteenvoudig na gekyk moet word en uitgevoer moet word, dan is die probleem nie 'n groot probleem nie. Maar stem jy dan nie saam dat die RNE heronderhandel word of herset word soos Mbalula voorgestel het nie? Die Vryheidsfront stem daarmee saam en in die sin van ons het ook gesê daar moet 'n herstel kom, as ek Engels term gebruik, 'n reset. En wat ek daarmee bedoel is dit, daar moet teruggegaan word na wat reeds ooreengekom is in terme van die bestaande bepalinge. Dit is 'n getekende ooreenkoms. Maar dit sê nie daardie ooreenkoms kan nie verbeter word nie. Hy kan beslis verbeter word, daar's nie twyfel daaroor nie. En dan beteken dit dat die partye moet vertroue bou onder mekaar. Jy kan nie net in so 'n ooreenkoms wees nie. Die ooreenkoms is nie opgeskort of beëindig nie. Hy staan, hy's onderteken. Die handtekeninge van die betrokkenes is daar. Dan moet jy eenvoudig eerstens fokus op die bestaande koalisievennote en onder mekaar oplossings vind. Jy kan nie maar net hardloop na enige ander party toe en probeer stemme kry nie. Dit vernietig en verbreek die vertroue. Kom ek vra vir jou so, want een van die ander dinge wat Fikile Mbalula daar in daai 2 uur lange konferensie van hom gesê het, is dat die gewone statement of intent wat geteken is tussen die partye is nie genoeg nie. Hy sê die RNE moet met reëls, daar kort reëls vir die RNE om te funksioneer. Byvoorbeeld, hoe hanteer mense 'n begrotingsproses? Hoe loop dit van stap 1 tot by stap goedkeuring in die parlement? Stem jy saam daarmee en kan jy 'n bydrae lewer daar? Ja, verseker. Ek stem 100% daarmee saam. Onthou die dilemma is, ons moet kyk na die groter prentjie. Na die verkiesing van verlede jaar het daar 'n regeringssituasie tot stand gekom wat veronderstel is om geldig te wees vir 'n volle 5 jaar termyn. Dit is 60 maande.
Daar is nou maar 10 maande verby, so ons moet regtig mooi gaan besin, hoe kry ons hierdie ding op spoor? En hoe stel ons hom saam dat hy effektief kan regeer vir die volgende 50 maande in Suid-Afrika se belang? En dit is sodat hy saamgestel is op daardie stadium binne die eerste 14 dae soos wat die wet vereis het, wat nie prakties moontlik is om al hierdie uitdagings te hanteer nie. Die begroting is een daarvan. So die Vryheidsfront se standpunt is ook, ons behoort te gaan sit en die nodige omskrywings te kry en 'n ooreenkoms te verstaan. Hoe funksioneer ons effektief binne die konteks van wat nodig is in ag geneme die bepalinge van die huidige verklaring van voorneme ook. Jy klink nou baie logies daaroor, maar as mens na die ANC kyk en hulle reaksie is hulle geweldig kwaad oor wat gebeur het. Hoe maak 'n mens die verhoudinge en die dinge reg waaroor hulle ontsteld voel, selfs al is dit binne hulle eie party? Hulle moet maar weer beter word. Nee, kom ek sê, hulle moet maar net weer beter word. Dit is nie, hulle het nie alleen reg op emosionele reaksies nie, hulle het nie alleen reg om kwaad te wees nie. Ek kan vir jou sê, ander partye het net so goeie reg om kwaad te wees. Die Vryheidsfront Plus is glad nie beïndruk met die deurvoer van Bella, of die gesondheidsversekering, of onteiening, of die hofsaak teen Israel nie. Ons het rede om baie kwaad te wees, maar ons moet die groter prentjie ongelukkig ook sien, en 'n belang optree van die groter Suid-Afrika en van die Vryheidsfront Plus se kant af. Het ons ook die klem om te sê, ons wil as 'n party die belange van die Afrikaner en ander minderhede indra in hierdie proses, en daarvoor kort ons koelkoppe in almal se belang. Maar sê nou maar, daar is nou ietsie soos 'n herset. Dink jy die ANC sal daarin slaag om 'n ander vorm van 'n meerderheidsregering van nasionale eenheid te vorm? Dit is nou sonder die VF plus en die DA, moontlik met Action SA, ander klein partytjies? Nee, ek dink nie hulle gaan slaag daarmee nie. Ek dink dit sal onstabiel wees. En as mens nou regtig objektief gaan terugkyk na waar ons hele proses begin het in Junie verlede jaar, ek dink as mens terugkyk, dit was buite die Vryheidsfront se beheer op daardie stadium. Maar ek dink dit was 'n fatale plater om die posisie van president, sowel as adjunkt president vir die ANC te gee. Dit is 'n fout. Die posisie van adjunkt president moes na die grootste oppositieparty toe gegaan het, in hierdie geval die Demokratiese Alliansie. Dit sou onmiddellik 'n duidelike boodskap gestuur het van groter kragte en magte wat bymekaar kom. Dit is nie maar net die ANC nie. So as die ANC, ek dink nie hy sal daarin slaag om werklik 'n stabiele regering sonder ons en die DA te kan vorm nie. En hy moet ook in ag neem dat partye soos Action SA en die ander het gesê, as hy nie die BTW ding wegvat nie, is hulle steun ook weg. So hy het eintlik nie 'n keuse nie. Hy moet die bestaande ding maak werk. Ons is bereid daartoe, maar dan wil ons 'n ander ingesteldheid van die ANC hê. Jy moet luister na ander. Jy is nie daar om vir ander voor te skryf alleen nie. Hoe lees jy hierdie toenadering van die ANC na Herman Mashaba en na Action SA toe? En hulle het nie baie stemme in die parlement nie, maar hulle het nou die toenadering wat nou daar gebeur. Dink jy dis om die DA te irriteer? Ek dink dit is om die bestaande koalisievennote te irriteer, maar dit is 'n verkeerde uitgangspunt, want as jy het nou ooreenkoms gesluit met 'n groep partye, 10 van ons het nou ooreenkoms onderteken. Jy moet daardie ding maak werk en jy moet vertroue skep, en dit skep vertroue as jy buite daardie ooreenkoms gaan steun vra vir iemand anders nie. Dit alleen is eintlik 'n rede om te sê ek stap weg van die ooreenkoms af, want jy gaan buite die ooreenkoms. Cornet, terwyl die binnelandse politiek so onder mekaar beklei en almal praat oor mekaar, is die wêreld aan die buitekant besig om half te vergaan op die finansiële markte. Dit nou weer begin regkom. Maar dink jy die oog is genoeg by die bal by die Suid-Afrikaanse regering, die regering van nasionale eenheid, oor wat Trump se handelsinvoerheffings doen aan die finansiële markte, aan die finansiële omgewing, aan die rand en aan al die dinge waaraan hulle behoort aandag te gee? Wel, ek hoop dat ons Suid-Afrikaanse regering van die ANC se kant af en dat die minister oog het op wat internasionaal gebeur. Suid-Afrika moes al uitgereik het na die FSA en moes al gesê het ons wil praat oor handelstariewe. Lande wat dit betyds doen en wat betrokke raak by handelstariewe en 'n gesprek gaan met die FSA gaan die beste daarvan afkom. Ons wil regtig nie in die klas wees van China wat geslaan word met enorme tariewe tot ons eie ekonomiese nadeel nie. Dit is weer eens 'n geval van daar moet pragmatiese, logiese denke wees, en maar dit veronderstel dat die ANC wegkom van sy ideologiese benadering. Suid-Afrika kan sterk hier uitkom as ons die regte skuiwe maak. Baie dankie Corneille, dit was dan Dr. Corneille Mulder, hy is leier van die VF+.